Paulus het hierdie frase gepreek. Al wat altyd sal bly is geloof, hoop en liefde. En die grootste van hulle, wat die meeste saak maak, is liefde. Nou wanneer ek aan liefde dink, is een van die beelde wat by my opkom, 'n tafel. Gesprekke, drome, groei, idees, vergifnis, meegevoel, is alles ervarings van liefde wat ek al om 'n tafel beleef het, met familie, of 'n vriend, 'n mentor, of 'n geestelike begeleier. Nou die Bybel het so baie te sê oor tafels. In Genesis 18 lees ons van die tafel wat Abraham en Sara vir 3 vreemdelinge gedek het. En hier's wat gebeur. God kom daar na hulle toe. Reg daar in die gasvryheid wat hulle bewys. Daar is die Here. En Hebreërs 13 herinner ons daaraan en sê dit so mooi wanneer dit ons nooi, moenie vergeet om gasvry te wees nie, want sommige mense het sonder om dit te weet al engele ontvang. Een van my gunsteling gedeeltes is in Psalm 23, wanneer dit praat oor hoe die Here ons siel verkoop en sê dat hy 'n tafel vir my voorberei, voor die aangesig, sy aangesig en in die teenwoordigheid van alles wat oor my lewe kan kom, wat donker is, moeilik is, uitdagend is, verlies, vyande, vrees, dood, woede. Hy berei daai tafel vir my voor om by hom net te wees in daardie oomblikke van my lewe. En dan, in Jesus se lewe, het hy verskeie kere om 'n tafel met mense gesit en verhouding gebou. As jy moet gaan tel deur die evangelies, hy het meer tyd om 'n tafel spandeer as enige plek anders, lyk dit vir my. Met sy disippels, ek onthou die storie van sy gees, selfs vreemdelinge. En altyd was sy uitnodiging, kom sit by my tafel. Maak nie saak wie jy is nie. Ek is besig om so deur Markus se evangelie te reis. En een van die gedeeltes, en dalk onthou jy dit ook as jy dit gelees het al, Jesus begin sy bediening. En hy roep mense, hy roep vir Simon en Andreas, en dan roep hy vir Jakobus en Johannes, maar kyk wie hy nog roep. Ons lees saam, Jesus het weer na die see toe gegaan, en 'n hele menigte mense het na hom toe gekom, en hy het hulle geleer. En toe hy by 'n tolhuis verbygaan, sien hy vir Levi, seun van Alfeus, daar sit, en hy sê vir hom, volg my. En Levi het opgestaan en hom gevolg. Daarna het Jesus in Levi se huis gaan eet. En baie tollenaars en sondaars was saam met hom en sy disippels aan tafel, want daar was baie van hulle wat hom gereeld gevolg het. En toe die skrifgeleerders onder die fariseërs sien dat hy saam met sondaars en tollenaars eet, het hulle vir sy disippels gesê, waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars? Maar Jesus het dit gehoor en hy het vir hulle gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Ons lees hier van Matteus, wat eers Levi genoem is. Nou, Matteus was die SARS-man. Hy was die een wat met die Romeine werk, en Simon was 'n seloot. Hy is 'n aktivis, hy is 'n bevrydingsvegter. Hy is die een wat die regering wil omvergooi. Die twee in dieselfde groep, kan jy dink? Matteus en Simon saam aan 'n tafel. Een wat vir die sisteem werk en een wat die sisteem wil vernietig. En om hierdie tafel sê Jesus, as julle saam met my wil loop, moet julle leer om saam te leef. Julle moet leer om jou tafel groter te maak. Julle moet leer wat liefde werklik beteken, want die liefde wat bly word geleef, wanneer ons tafels groter maak. Ons almal het tafels. Ons het almal kleiner tafels met mense om wat ons ken, wat ons vertrou, wat soos ons is. Mense met wie ek gemaklik voel, mense wat my verstaan. En dan is daar die mense wat nie sommer aan daardie tafel in my lewe sit nie.
Mense wat bietjie anders is as ek, vreemdelinge, die mense wat ons nie heeltemal verstaan nie, dalk die mense wat ons 'n bietjie ongemaklik laat voel. En ons leef baie van ons lewens rondom hierdie klein, veilige tafels en ons niks verkeerd met veiligheid nie. Maar hier's die ding, die liefde wat bly, die liefde wat Jesus vir ons kom bring het, kom wys het, kom leer het, beoefen het, daardie liefde kan nie by 'n klein tafel bly nie. Daardie liefde wil altyd groter word, altyd meer insluit, altyd nog stoele byskuif. Nou hierdie is nie 'n maklike pad nie. Want wanneer jy jou tafel groter maak, beteken dit jy moet in kontak kom met mense wat anders dink as jy. Mense wat ander waardes dalk het, mense wat jou uitdaag of wat jou frustreer, en ek dink aan my eie lewe. Hoe die Here my deur die jare uitgenooi het en uitgedaag het al, want dit was 'n uitdaging soms, om my tafel groter te maak. Om te leer om mense van ander kulture, ander rasse, ander agtergronde werklik as vriende te sien. Nie net as mense wat ek aanvaar nie, maar as mense wat my kan verryk, waarby ek kan leer en wat my eie lewe groter maak. Later in my lewe was dit om te leer dat mense met 'n ander teologie of 'n ander denominasie ook Jesus liefhet. Dalk anders as ek is, met ander woorde, anders as ek hom volg, anders as ek praat oor hom, maar is dieselfde Jesus, en elke keer wanneer my tafel groter geword het, het ek iets wonderliks ontdek. Die Here was daar, in die verskille, in die nuwe perspektiewe, in die uitdaging om te groei in die liefde. Hierdie is een van die maniere hoe Jesus liefde sigbaar gemaak het in ons leer. Verhouding en geloofsgemeenskap is mense wat rondom Jesus bymekaar kom op so 'n manier dat hy onsself sig verplaas en ons begin leef in liefde, vreugde, vrede, geduld, goedheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, al die vrugte van die Gees, sodat ons kan saamleef ondanks ons verskille en vrese, want dis nie wat ons bymekaar bring nie. Jesus is die gom om ons tafel. Die sleutelwoord is ondanks. Is nie omdat ons dieselfde is nie omdat ons mekaar besit of beheer nie, is nie omdat dit maklik is nie, maar ondanks al die goed wat ons wil laat wegloop, dat ons sal kies om in liefde te bly en te groei. Dis waar liefde geleef word. En vandag uit ons skrifgedeelte en uit die lewe van Jesus, hoe kan ons tafels groter maak? Nie net in ons familie nie. Nie net by ons werkplek nie, nie net by die kerk nie, maar in elke spasie van my lewe waar ek met mense as 'n volgeling van Jesus te doen kry. En die eerste uitnodiging is om te leer om mense te sien. In ons skrifgedeelte lees ons hoe Jesus kyk en hy die mense sien om hom, hierdie vreemdelinge, gebroke mense, sondaars sê die Bybel. En dis die eerste ding vir ons. Eerste uitnodiging om mense te leer sien. Jesus sien die persoon. Matteus, onthou nou, was 'n tollenaar. Tollenaars was persone gewees wat vir die Romeine gaan werk het en hulle het die belasting ingesamel as Jode onder die Jode. So die Jode was hulle glad nie goedgesind nie. Die Jode het geskryf en gesê, hulle kan nie hemel toe gaan hierdie mense nie. Die tollenaars, daar's nie 'n plek vir hulle in die hemel nie, want hulle is verraaiers. Nie net teenoor ons nie, maar hulle het God verraai en verloon. Hulle het hulle geloof verloon. En daar is na hulle verwys as asblik honde. Nou skryf Matteus 9:9, toe Jesus na hom kyk, en hy sê, hy kyk na my, en hy sien 'n man. Dis die eerste keer wat iemand na my kyk, en hy sien 'n mens, nie 'n hond nie, en hy hanteer my soos 'n mens. En die effek wat dit op Matteus se hele storie, menswees, roeping gehad het. Toe Jesus hom sien,
Dit is so maklik om mense onsigbaar te maak. Veral die mense wat nie gewoonlik aan ons tafel sit nie. Mense wat dalk bietjie anders is, of wat ons nie verstaan nie. Ons loop verby mense elke dag en ons sien hulle nie regtig raak nie. Maar die liefde wat bly, begin by sien en werklik sien. Nie net vinnig kyk nie, nie net 'n blik nie, maar raak sien. Om te sien dat hierdie mens, al lyk hy of sy anders, al verstaan ek nie hulle agtergrond nie, al maak dit my soms ongemaklik, hierdie mens is in God se beeld geskape, en is ook God se kind, is ook geliefd, en is ook waardevol. Wanneer mense aan jou tafel kom sit, of dit in jou kleiner tafel of wyeer tafels van jou lewe is, kan jy na hulle kyk en hulle sien, want jou kyk van liefde en agting kan 'n wêreld verander. Die tweede uitnodiging is om te leer om waardigheid te gee, om mense met waardigheid te hanteer wat by my tafel kom sit en wanneer ek my tafel groter maak. Jesus het hierdie diverse, gebroke mense met waardigheid en meegevoel ingelaat. Hulle sondaars, die fariseërs verag wat hier aan die gang is. Maar Jesus hanteer hulle steeds met respek, steeds met waardigheid. Die Here het ons gemaak om te teer, te gedei, te groei as daar respek is. Verbaas dit jou ook dat alle studies, ek het nou die dag my hand op een gelê, oor geweldsmisdade, een ding bevind, by alle misdadigers. En dit is dat eers in hulle lewe is hulle dignitas, hulle waardigheid deur iemand gesteel. 'n studie in Amerika, 'n groot studie wat daaroor gemaak is, bevind dat alle geweldmisdadigers iewers verneder is en dikwels is dit maar net die laaste persoon in die lyn wat toevallig in hulle pad kom, wat die woede en die wraak wat diep in hulle gesetel is, ontlont. En dan is dit maar net 'n onskuldige wat ergens betaal. Maar as jy op mense trap, as jy hulle waardigheid ontneem, hulle menswees ontneem, skep jy 'n diep woede in mense. 'n diep verwonding, en raai wat? Ons sit in die kontinent waar Christendom die vinnigste groei, maar waar hierdie diep woede wat mense teenoor mekaar het, ook die vinnigste groei. En Jesus sê, my kinders moet anders leef. 'n kollega sê vir my, ek dink ons het respek verloor vir mekaar in hierdie land, en hy is heeltemal reg. Ons het vergeet hoe om mense wat verskil van ons steeds met waardigheid te behandel. Jy kan verskil met iemand se politiek, met hulle teologie, hulle keuses en steeds respek hê. Al wat mense vra is 'n klein bietjie respek. Daardie liedjie wat ons mee groot geword het, a little respect. Dit kos jou niks geld nie. Dit kos om net een keer die winkelassistent in die oog te kyk, net een keer vir daardie persoon wat elke dag jou tee vir jou aandra, te vra, hoe gaan dit? Vertel my van jou kinders, om vir iemand te vra wat dit nooit verwag nie, kan ek vir jou bid? Of net om te breek en mense raak te sien by die verkeerslig. Die realiteit is, ons is in 'n gebroke wêreld en die paradokse van die lewe gaan altyd daar wees in hierdie wêreld. Die vure in ons wêreld gaan altyd brand. Maar hoor jy in jou diepste mens wees? Daardie stem wat sê, ek is nie geroep om die haatvure te laat brand nie, maar om die liefde te wandel, want jy is gemaak in liefde. Soos die oom wat sê, dis klaar met ons. Ek wil nie so leef en dink nie, ek wil nie so wees nie, ek wil nie sê dis klaar met ons nie. Dit mag elders waar wees, maar waar die Here werk, het ons die vermoë om die lont dood te trap. Ek kan nie en ek sal nie in die koor van hopelose saam sing nie, want die Gees van die Here is in my en God is liefde en hy's by my.
Sy liefde is in my uitgestort. Hy leer my om mense te respekteer en hulle waardigheid terug te gee. Hy leer my om myself leeg te maak van myself sodat ander by my veilig kan voel. Hy leer my om op te hou boekhou van die kwaad. En hy leer my die liefde vergaan nooit. Ek kan steeds herken, hier is 'n mens. Hier is iemand wat God gemaak het. En ek kan in liefde saam met hom die haardvure doodtrap, deur die liefde te deel. En my tafel groter te maak deur mense met waardigheid en respek te hanteer. En dan, om te leer om die tafel met gasvryheid te deel. Hierdie diverse groep mense en Jesus sit saam en eet saam. En daar is iets wat gebeur in hierdie tafel. Daar's iets wat gebeur aan 'n tafel met mense. Wanneer jy eet, word dinge anders. Die vreemdeling word 'n mens met 'n storie. Die ander word iemand wat jy begin leer ken. Daar's 'n groot Nuwe Testamentiese teoloog en haar definisie van gasvryheid is om plek te maak vir mense waarvoor jy nie hoef plek te maak nie. Dis gasvryheid. Gasvryheid is om plek te maak vir mense waarvoor jy nie hoef plek te maak nie. Nou die hele skepping is 'n daad van gasvryheid van God se kant af. God het gepraat en dit was so, en God maak plek vir hierdie vreemde klein wesens wat so anders is, dis nou ons, wat deur sonde gevange gehou sou word. En hy maak plek vir ons. Hy maak plek vir mense, vir jou, vir my, waarvoor hy nie hoef plek te gemaak het nie, want hy's God. Maar hy maak plek. En hierdie tema loop reg deur die Bybel, heel pad na 'n plek met die naam van Golgotha, waar daar 'n kruis is, en daar's 'n ou lied, miskien ken jy hom, daar is 'n plek by die kruis vir jou, daar's 'n plek by die kruis, dis gasvryheid. Gasvryheid, uit God se hart uit, hy deel die tafel, hy sê kom. Gasvryheid is 'n plek te maak vir mense waarvoor jy nie hoef nie, maar ek maak vir jou 'n plek. Kan jy dit deel? Kan jy die gasvryheid deel? Nou deel van om 'n familie te wees, geken te word as God se kinders, beteken ons sal plek maak by die tafel. Dalk beteken dit, jy sluit aan by 'n groep, of dalk is jy in 'n groep en julle sê, ons moet ons tafel groter maak. En dit is 'n klein groep mense wat saam wil leer hoe om Jesus te volg. En ja, daar's mense in daardie groep wat frustreer, wat anders dink, wat dinge sê wat jy nie verstaan nie, maar dis die punt. Dis waar ons leer, dis waar die liefde geleef word. Dalk beteken dit, jy kom elke Sondag of so gereeld as jy kan, en jy sit langs iemand nuut in die kerk wat jy besoek. Iemand wat jy nie ken nie. En jy sien hulle. En jy groet, en jy begin 'n gesprek. Dalk beteken dit jy vra vir iemand later op 'n stadium, sal jy saam met my op hierdie reis loop? Kan ons saam groei? Gemeente, hierdie plek, hierdie gemeenskap, hierdie kerk, is bedoel om 'n plek te wees waar tafels groter word. Ons is nie 'n plek waar almal dieselfde moet wees nie. Ons is nie 'n plek waar almal hoef saam te stem nie. Ons werk dit uit op die reis saam. Hierdie is 'n plek waar ons leer om mense te sien, om respek te gee, waardigheid te behandel en om ons tafel te deel. 'n Plek van gasvryheid. Selfs met mense wat anders is as ons. En ek weet, daar's gesprekke of gedagtes nou wat in jou kop maal. Melissa, jy weet nie hoe moeilik dit is nie. Jy weet nie van die mense in my lewe wat my frustreer nie. En jy's reg. Ek weet nie. Maar ek weet dit. Jesus het ook nie net met maklike mense gewerk nie.
Gewerk met 'n Petrus wat impulsief was, met 'n Thomas wat getwyfel het, met disippels wat konstant die punt gemis het en hy het vir hulle aanhou sê, kom, loop saam met my, leer saam, groei saam, kom sit aan die tafel. En ek weet nie wat dit vir jou en jou omstandighede beteken nie, maar ek weet dit. Die liefde wat bly, kan nie by klein veilige tafels geleef word nie. Dis 'n liefde wat uitreik. Dis 'n liefde wat groter word, wat meer insluit. En hier is die belofte. Wanneer jy daai tafel groter maak, sal jy hom vind. Sal jy God vind. Die disippels het dit ontdek. En ons kan ook. En so vandag gaan ons nou saam die nagmaal gebruik. Jy kan jou brood en jou wyn of jou sap nader bring. En daardie beeld van God se gasvryheid. Van die begin van tyd waar jou en my aan mekaar geweef het. Van die begin van tyd tot reg deur die skrif, hoe hy ons najaag en gasvry is om vir ons 'n plek te maak by hom. En dan daardie ultimate, daardie plek by die kruis. Dat sy liefde hom so op 'n plek neem, dat hy homself gee. Dat daar altyd 'n plek sal wees vir jou en my. Sien die beeld van die kruis. En hoor sy stem aan die tafel. Dit is my liggaam vir jou. Dit is my bloed vir jou. Neem, eet en drink. Jy is so welkom by my tafel. En ek het jou lief, my kind. Kom ons gebruik die nagmaal saam. U liefde vir ons, liefde tot die einde toe, soos U wil ons gee. Liefde tot die einde toe, U liefde vir ons, liefde tot die einde toe, soos U wil ons gee. Liefde tot die einde toe, U liefde vir ons, liefde tot die einde toe, soos U wil ons gee. Liefde tot die einde toe, U liefde vir ons, liefde tot die einde toe, soos U wil ons gee. Liefde tot die einde toe, U liefde vir ons, liefde tot die einde toe, soos U wil ons gee. Liefde tot die einde toe, U liefde vir ons, liefde tot die einde toe, soos U wil ons gee. Liefde tot die einde toe.
Liefdevolle God, U het so 'n groot hart. 'n hart wat inklusief is, 'n hart wat verwelkomend is, 'n hart wat gasvry is en plek maak. En ons het sulke klein tafels. Ons hou so graag dinge veilig en bekend en gemaklik. Maar ons hoor hoe U ons roep om groter te leef. Om ons harte groter oop te maak, om ons tafels oop te maak en te deel. En dankie Jesus dat U ons wys hoe, dat U vreemdelinge verwelkom het, dat U sondaars tafel toe genooi het, dat U mense geroep het, wat so verskillend was en vir hulle gesê het, leer om saam te leef, leer om mekaar lief te hê, leer en groei in die liefde. En ons vra, help ons, om U te volg, om te sien, en om ons tafels te deel. In die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het. Jy is so welkom om met die uitnodigings wat na jou toe gekom het vandag na ons toe uit te reik. Of dit is om by 'n groep in te skakel, om meer inligting oor die lentreis te ontvang. Of dalk het jy gebed nodig. Jy's nie alleen op hierdie reis nie. Daar's iemand wat die liefde saam met jou wil deel. Jy is so welkom om die kontakbesonderhede op die skerm te gebruik om uit te reik. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die vriendskap en vrede van die Heilige Gees is en bly met jou. Amen.